In hierdie tyd het ons die voorreg om ook in ons harte in herinnering te roep dit wat die Here vir ons gedoen het. Dis maar net soos die nagmaaltafel waar hy sê elke keer as julle dit doen dan verkondig julle hom, maar julle roep in herinnering wat hy gedoen het. Nou, Goeie Vrydag, vandag, kruisiging, die dag waarin ons die Jesus se kruisiging herdenk, en Sondag die opstanding herdenk. Ek dink 'n mens moet op 'n redelike gereelde basis jouself herinner, as ek dit so kan stel, waar alles begin het. Jesus het vir jou en my gesterwe aan die kruishout van Golgotha. Hy het vir jou en my 'n onsaglike groot prys betaal. Die kruisiging van Jesus behoort nie in ons lewens iets te wees wat ons herdenk so eenmal in 'n jaar nie. Die kruisiging van Jesus behoort elke dag werklikheid vir jou en my te wees. Hy sê, Lukas skryf het, Jesus sê dit, neem jou kruis op elke dag en volg my. En as jy nie bereid is om dit te doen nie, is jy nie waardig om my te volg nie. Ek en jy moet eintlik elke dag gekonfronteer word met die werklikheid van die kruishout van Golgotha. Dit het vir Jesus 'n onsaglike groot prys gekos. Nie net vir Jesus nie, vir Vader, vir God. As jy nou nie laas Sondag hier was nie, gaan luister op YouTube na laas Sondag se diens, waar ek gepraat het oor die kruisiging en wat dit werklik was vir hom aan die kruishout, hoe dit gevoel, wat het hy ervaar en beleef terwyl hy daar gehang het. Gaan luister daarna. Vanoggend wil ek met u bietjie gesels oor die krag van die bloed van Christus. Nou ek wil dit en ek moet dit net vir u sê. U moet een ding verstaan. Ons kan nooit, en ek sê dit dat almal dit mooi en duidelik kan hoor, ons kan nooit die bloed van Jesus losmaak van Jesus nie. Wanneer ek die bloed van die lam, die bloed van Jesus Christus losmaak van die persoon van Jesus Christus, dan word dit een of ander magiese middel. En dis glad nie wat dit is nie. Die bloed van die lam is gekoppel aan die lam. Die bloed van Jesus Christus is gekoppel aan hom as persoon wat aan die kruishout van Golgotha gesterwe het, sodat ek kan lewe. Sodat jy kan lewe. So moet nooit die bloed van die lam as 'n soort van 'n magiese tipe middel sien nie. Jy weet ons in die gebruiks die taal van jou mond, gebruikstaal, jy sal al gehoor het dat mense sê ek pleit die bloed oor my. En op sigself is daar seker nie 'n probleem daarmee nie. Maar die persoon van Jesus Christus, broer en suster, as ek dit vir u so kan uitdruk, die persoon van Jesus Christus is 'n groter werklikheid as sy bloed. So dis die persoon van Christus wat my beskerm. Dis Jesus Christus in sy heerlikheid as God, Vader en Heilige Gees wat my toemaak en my toebedek. Moenie die bloed van Jesus een of ander magiese toormiddel maak nie. So wanneer ons oor die bloed van die lam gesels, is dit altyd vasgemaak aan wie hy is. En ons weet dit, bloed speel 'n geweldige belangrike rol in die Bybel. Jy kan maar deur die hele Bybel gaan lees, van die instelling van die Paasfees. Ons lees daarvan in Exodus 12 vers 13, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie, wanneer ek Egipte land tref nie. En dis daai simbool, dit is ek wil amper sê die profetiese woord van Jesus, die lam wat geslag sou word vir jou en my aan die kruishout van Golgotha. So ons sien hoe die bloed reg deur die Bybel loop.
nou as jy gaan lees oor die tabernakel, toevallig is ek nou besig om deur daai gedeeltes te lees, waar die Here met Moses praat en vir hom sê, wat is die offers wat gebring moet word deur die loop van 'n jaar byvoorbeeld? Hoeveel diere daar geoffer moet word? En dis onsaaglik baie. Lees net daardeur. Ek vra vir myself baie, waar het hulle al die beeste gekry? En al die skape gekry? En vir elke ding is daar 'n offer. Bloed speel 'n onsaaglike belangrike rol. En weet dit, van beeste tot skape tot tortelduwe. Dwarsdeur is dit 'n geweldige groot ding. En dan ons sien tot selfs binne in Openbaring, die begin en die einde van die Bybel, Revelation 13:8 says, and all who dwell on earth will worship it. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of the Lamb who was slain. So reeds voordat, en sit laasweek het ek dit ook vir julle gesê, reeds voordat enige mens op hierdie aarde nog gemaak is, het Vader alreeds, God, besluit dat die bloed van die lam sal mense reinig van hulle sondes. Voordat enige mens gemaak is. Kom ek vra gou vir jou 'n vraag. As jy nou vir jouself sê, okay, ek weet nou, as ek nou vandag Spar toe gaan, en ek gaan stop daar by die parkeerplek, ek weet, soos in 100% seker, ek weet, iemand gaan daar in my kar vasry. Ek weet dit, iemand gaan daar in my kar vasry, en hy gaan net so 'n groot duik in hom hê. Gaan ek vandag Spar toe gaan? Nee. En as ek moet gaan ek loop. Want ek weet. Jy sien, broer en suster, Jesus het geweet, nog voordat hy 'n mens gemaak het, nog voordat hy sy roog, sy asem van lewe in 'n mens ingeblaas het hy geweet, daar gaan 'n dag kom, wanneer ek aan 'n kruishout gaan hang, en my lewe gaan gee vir hierdie mense. En hy het dit nog steeds gedoen. Hy het nog steeds die mens gemaak. Nog steeds vir jou en my gemaak. So ons weet dat bloed 'n baie belangrike rol speel. So ons vra die vraag, wat is die krag van die bloed van Jesus Christus? En in dit begin by sy bloed verlos ons. His blood redeems us. As jy in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 lees, hy, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Deur sy bloed het hy ons vrygekoop en losgemaak van 'n ydelle lewenswandel. Nou daai woordjie ydelle lewenswandel is 'n woordjie wat vir ons sê, jy's op pad na nêrens heen nie. Jy leef net, maar jy het geen doel, geen visie, geen roeping, niks nie. Jy's soos 'n slaapwandelaar, jy's op pad iewers heen en jy weet nie waarheen nie. En Jesus Christus het deur sy bloed jou en my kom loskoop van daai lewe. En gesê, kom ek bring jou in die koninkryk van God in. En deur jou in te bring in die koninkryk van God, kry jy lewe, werklike lewe. Jy is vrygekoop van doelloosheid. Jy is vrygekoop van 'n lewenswandel wat geen betekenis het nie. Wat maar net in jouself en vir jouself lewe. Hy het ons kom vrykoop deur sy bloed. Dis die krag van die bloed van die lam, is dat hy ons vry maak en heel maak. Hy het daai prys betaal, sodat ek en jy genesing van ons gees en ons siel en ons liggaam kan ontvang. Vrygekoop
deur die bloed van die lam. En dit is belangrik dat ek verstaan, daai vrykoop, kom maak my los van my. En ek wil jou sê, daar's baie mense wat moet vrygemaak word van hulle self. Maak ons los van hierdie selfgefokuste, selfgesentreerde, alles gaan oor my lewe. Het ons losgekoop en het vir ons gesit op 'n plek waar ons kan regtig lewe. His blood brings us into fellowship with God. Ephesians 2:13 says, "But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Julle wat ver weg was, julle wat niks met hom te doen wou gehad het, julle wat julle eie lewe gelei het hy deur sy bloed nader gebring in die heerlike teenwoordigheid van die koning van die konings. Julle sal onthou die tabernakel en daarna die tempel. Dus die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in die teenwoordigheid van God instap. Daar in die allerheiligste instap om 'n offer te bring met bloed sodat mense se verhouding met God weer herstel kan word. Eenmal 'n jaar kon net een persoon daarin gaan. Jesus stap deur daardie voorhangsel wat geskeur het terwyl hy aan die kruis gehang het, sodat elke mens die voorreg het om agterna in daardie heerlikheid van ons Vader in te stap en God te beleef. Om hom op 'n spesiale wyse te beleef, wat in die Ou Testament vir baie min mense regtig beskore was, of wat baie min mense verstaan het. Ek kan in so 'n verhouding leef. Daar is min van hulle. Moses was een van hulle wat net kon instap en met God gaan praat. Dis altyd vir my, daai is vir my een van die stukkies wat ek altyd oor wonder, hoe was dit? As hy instap, God sê vir sy broer Aaron, hy sê vir hom, weet jy wat, as jy moet deur iemand hoor, maar wanneer ek met Moses praat, dan kyk ek hom in die oë en ek praat met hom. Ek weet nie hoe sal dit voel as God jou in die oë kyk nie. Maar ek dink dit moet iewers tussen verskriklik vreesaanjaend en baie lekker wees. Daarom, maar bro, weet julle wat het Jesus kom doen? Hy het dit vir ons moontlik gemaak, dat elkeen van ons, ongeag wie ons is, en ongeag van hoe ons lyk, en ongeag van wat in ons hart en ons kop aan die gang is, ek kan voor my Vader kom staan. En ek kan met hom praat. Jy sien die hoëpriester, hy het klokkies in sy amper sê ek sy rok, in sy kleed gehad, onderaan, klomp klokkies. Wat as jy nou loop, dan maak kling die hele tyd. Okay? Hulle het 'n tou aan sy voet vasgebind. Sodat as hy in die allerheiligste sou ingaan, en hy beweeg daar, en hy besig om sy offers te bring, daar by die ark, die heerlike teenwoordigheid van God. As hy dalk op een of ander manier sou sonde hê of nie, of iets verkeerd gedoen het, wanneer die klokkies ophou lui, dan weet hy is dood. Ja, dan weet hy is dood. En dan kan jy ingaan om hom gaan uithaal, nie, maar dan gaan jy ook dood. Dan sleep hulle hom in die tou uit. So die klokkies was daar om te sê, hierdie ou lewe nog. En weet jy wat? Jesus het daai stuk vrees, en daai onmoontlikheid om in God se teenwoordigheid te kan ingaan, het hy kom wegvat. En ek kan met al my gebrokenheid, en met al my swakheid, en jy kan met
al jou gebrokenheid en al jou swakheid, enige tyd, enige oomblik, van die dag of die nag. En of jy nou jou kerkpak aan het met 'n das en 'n hemp, en of jy jou pyjamas aan het, jy kan voor hom gaan staan en met hom praat. En hy hoor jou, en hy luister na jou. En dis wat Jesus deur sy bloed vir jou en my kom doen het. Die heerlikheid van die teenwoordigheid van 'n lewende God. Ek kan hom beleef. En ek het nie nodig om iewers heen te gaan nie. Ek kan hier wees in die kerk, ek kan in my huis, ek kan in my kamer wees, ek kan met my motor ry, ek kan in die veld loop, ek kan hier by die see sit en net bewus raak van sy teenwoordigheid. Enige plek, maak nie saak nie. Dis wie hy is. En dis wat hy vir jou en my kom doen het. Sy bloed het vrede kom maak met God. Vir ons kom vrede maak met God. Kolossense 1 vers 20 sê, en dat hy deur Jesus, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Deur Jesus Christus, deur die bloed aan die kruis het hy kom vrede maak. En broer en suster, ek het nou nie tyd vir oggend daaroor te praat nie. Maar weet jy wat het ons sonde veroorsaak? Vyandskap tussen ons en God. Ek sê nou vir jou, kyk, jy kan vir my as 'n vyand hê. En die hoogste wat jy gaan kry is dalk 'n skewe kyk. Jy weet? Ek gaan jou nie slaan nie. Jy sal my baie kwaad moet maak om daar uit te kry. Ek gaan jou nie vloek nie. Ek gaan 'n paar goed hier binne dink. As jy nou my vyand, so weet nou soos 'n vyand sou optree teenoor my. Maar weet jy wat nou? Om te dink dat jy die lewende God het as vyand, is 'n baie gevaarlike ding. Hy wat jou lewe net so kan wegvat. Hy wat enige iets wat jy het en is, net so kan wegvat. So ons sonde het vyandskap tussen ons en hom gebring. Die woord leer dit vir ons. Ons sonde het hartseer vir hom gebring. Ons sondes het veroorsaak dat hy op 'n plek gekom het, op 'n stadium wat hy gesê het, dit spyt my dat ek mense gemaak het. Kan nie dink die God van liefde wat alles ken en verstaan en weet, dat die mens se sonde van so 'n aard kon word, dat Vader sou sê, ek is jammer ek het hulle gemaak. Daardie plek van totale wegwees van God. En daar's net nie, ons het net nie die vermoë om met enige iets wat ons het, of dink ons het, of dink ons kan doen, op enige manier, na hom toe te gaan en te sê, hier is 'n vredesoffer van my kant af. En ons dink baie keer so. Ek kan met my werke vrede met God koop. Ek kan vir hom sê, Here, maar ek weet ek gaan kerk toe en ek lees my Bybel en ek doen goeie dinge. Jy weet, ek gee my geldjies. Ek doen die dinge wat reg is. Here, sien my werke raak, Vader, hier is dit. En die Vader sê my, met jou werke, jou beste werke, die beste goed wat daar is, wat jy vir my kan aanbied, is soos 'n wegwerplike kleed vir my. Dit is soos 'n kledingstuk wat vuil is en vrot is en ek wil hom nie meer, ek gooi hom eintlik weg van my af. So is dit, jou beste werke het geen effek op God nie. Maar daar was een, en sy naam is Jesus. En die prys van sy bloed, aan die kruishout van Golgotha, het hy voor Vader gaan staan en gesê, hier is my bloed, Vader. Dit is my offer, wat ek bring vir elke man, en elke vrou, elke jong mens, en elke kind, van alle tye af, van Adam en Eva af, Here,
tot elkeen wat nog ooit sal wees. Hier, ek koop vrede met die mensdom, met my bloed. En hy bring ons op daai plekkie, waar ek voor Vader kan gaan, en vir hom sê, Abba, Vader. Waar ek in sy teenwoordigheid kan gaan sit, en hom beleef, met absolute vrede in my hart. Waar die vrees vir God, die verkeerde vrees vir God, van my gestroop word. En al wat oorbly is hierdie ontsag vir die Allerhoogste en die Allerheiligste, maar ek is nie meer bang nie, want hy het vrede kom bring tussen my, tussen ons en God. Dis wat sy bloed vir ons kom doen het. Sy bloed reinig my van al my sondes. He cleanses us of all our sin. 1 John 1:7 says, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Sy bloed, vat alle sonde weg. Maar daar's nou 'n sleutel. Dis nie outomaties nie. Dis outomaties beskikbaar. Julle verstaan dit. Dis outomaties beskikbaar. Maar daar's 'n tyd en 'n oomblik in elke man en vrou op hierdie aarde se lewe, waar jy hier binne in jou hart moet besef, Here, ek is 'n sondaar. En my sondaarskap gaan nie net oor ek doen die verkeerde goed nie, maar 'n rebellie teenoor God. 'n Hartsingesteldheid wat sê ek is in beheer. Die hartsingesteldheid wat sê wat Adam en Eva aan die begin al gedoen het. Ek is gelyk aan, ek is. 'n Hartsingesteldheid wat sê ek het God nie nodig nie, want ek het vir my. En elke mens moet daai sonde besef in hulle harte hê. Daar is 'n oomblik wat jy besef, ek is nie genoeg nie. En ek staan in rebellie teenoor die lewende God, die skepper van hemel en aarde. En omdat ek in rebellie teenoor hom stap, moet daar in my hart 'n bekering kom. Ek moet my denke verander en ek moet besef, daar is iemand wat bereid was om die prys te betaal, sodat ek verlos kan word van hierdie sonde, van my rebellie teenoor God. Daar is iemand wat bereid was om die prys te betaal, sodat ek vry kan wees van my sonde. En daardie berou in my hart kan ek voor God gaan staan en sê, Vader, vergewe my asseblief. En hy doen dit. En hy reinig jou en my van sonde. Nie net dit nie, broer en suster. Soos wat ek en jy die pad saam met Vader stap. En Jesus en Heilige Gees stap. Nadat ons hart aan hom gegee het. Nadat ons koning kinders geword het van die koning. Somtyds, nee, dan staan hier die ou mens nog op met al sy geite en goede. En dan maak ons weer droog, ons doen weer sonde. En weet julle wat is die wonder van my Vader? En van Jesus en Heilige Gees, dat Heilige Gees onmiddellik vir my sê, Kobus, dit wat jy nou doen, is nie reg nie, dis nie aanvaarbaar nie. Dis nie hoe 'n kind van God behoort op te tree nie. Dis nie hoe iemand wat wedergeboorte beleef het, sy lewe moet rig nie. En onmiddellik, net daar, kan ek met berou in my hart na Jesus toe draai, na Vader toe draai en sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. En onmiddellik vergewe hy my. Onmiddellik. Nie pryse wat ek moet betaal nie. Nie een of ander iets wat ek nou moet gaan doen om dit te verdien nie.
onverdienstelik vergewe hy jou en my sondes onmiddellik. Dis wat die bloed van die lam doen. En laastens, sy bloed gee ons krag oor die vyand. Sy bloed gee ons krag oor die vyand. In Openbaring lees ons 12 vers 11, hy sê, en hulle het hom oorwin. Dit is nou die vyand. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle het hom oorwin. Broer en suster, die vyand is listig. En die vyand val ons aan. En die vyand doen baie goed. En siekte, en krankhede, en smarte, en baie van die goed wat ek en jy beleef, is deur van die werk van die vyand. En Jesus sê, die woord van die Here sê vir ons, deur sy bloed is daar oorwinning. Ek kan die vyand weerstaan, en hy het nie 'n keuse nie, hy moet van my af wegvlug. Hy het nie 'n keuse nie. En is nie omdat daar een of ander magiese krag binne in die bloed is nie. Dis omdat Jesus Christus hom oorwin het aan die kruishout van Golgotha en die 3de dag opgestaan het en hy het oorwin oor graf en hel en dood. En hy het die vyand uitgeklee. Hy het hom ontbloot en gesê, sien, dis die vyand, dis sy werke. Maar ek sê vir julle, ek gee vir julle die mag oor al die krag van die vyand. En deur sy genade en deur sy liefde en die bloed van die kruishout van Golgotha, wat hy vir jou en my gestort het, kan ek en jy in dieselfde oorwinning leef. Ons hoef nie gebuk te gaan onder die aanvalle van die vyand nie. Ek kan opstaan en ek kan sê nee. Ek kan opstaan en sê, gaan weg van my af. En weet jy wat? As gevolg van die bloed van Jesus Christus, het hy nie 'n keuse nie. Hy moet gaan, en hy moet my los, en ek is vrygekoop deur Jesus Christus se bloed. Adrian Rogers said the following, he said, before the planet was ever swung into space, God had determined in his heart that he would send his son to die upon the cross. How wonderful it is to trace the scarlet thread of blood of Christ woven throughout the Bible. How much more wonderful to experience its redemption personally. Broer en suster, hopelik is die bloed en die kruishout van Golgotha en die gebeurtenis rondom Jesus se sterwe en wat dit beteken, nie net vir jou 'n storie in die Bybel nie. Hopelik is dit nie net vir jou 'n goeie Vrydag diens nie. Hopelik is dit iets wat deur jou hele lewe werk, in jou diepste wese as mens werk, op 'n konstante basis, en is elke dag deel van jou lewe. Ek lewe, want hy het gesterwe. Ek lewe met oorvloed, want hy het met oorvloed gesterwe. Ek lewe, want ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. Ek leef in oorwinning as gevolg van wat hy vir jou en vir my gedoen het aan die kruishout van Golgotha, toe hy bereid was om daar te hang en te sterwe, sodat ek en jy kan lewe. Ek hoop jy lewe regtig. Nie net haal asem nie, maar lewe werklik en lewe in oorvloed, soos Jesus gesê het. Ek het gekom dat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Dat jy regtig kan lewe. Want dis wat hy vir jou en my moontlik kom maak het aan die kruishout van Golgotha. Regtige lewe. Iewers moet iemand klein bietjie opgewonde raak daaroor. Jesus, dankie dat U bereid was om so 'n groot en 'n magtige en 'n wonderlike prys vir ons te betaal. Dankie dat ons vanoggend net in herinnering kan roep wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ons kan besin oor die krag van U bloed.
Here, wat vasgemaak is aan u persoon, die krag is gesetel in u, die lewende Here, want aan u is gegee al die mag in die hemel en op die aarde. En daardeur lewe ons, deur u, Here. Dankie Jesus vir wat u vir ons gedoen het. En dankie wat u nog steeds vir ons doen, en vandag nog vir ons doen. En dankie dat u in harte inspreek, en lewe bring, en lewe gee, Here. Dankie. As daar iemand is vanoggend hier, Here, wat nodig het, dat u vir hulle sondes vergewe, en vryspraak gee. As daar iemand wat nodig is, Here, dat u die werk van die vyand verbreek. Is daar iemand wat nodig is om verlos te word, en om krag te ontvang, om regtig te kan lewe, dan bid ek u, Here, gee dit vir hulle in Jesus naam. En ek dank u dus tot ons beskikking. Ek wil eerder bid, Vader, dat hulle dit sal vat in Jesus naam. Deel sal maak van hulle lewens. En ek eer u en ek loof u dat u dit vir ons doen, in die wonderlike en kosbare naam van Jesus, die koning van die konings. Amen.